Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag, 13 Augustus. Geloof, hoop en liefde. Tot dusver het ons geleer dat die liefde geduldig, vriendelik, vreugdevol, veerkragtig, gelowig, hoopvol en volhardend is, aangesien Jesus al hierdie eienskappe op aarde weerspieël het. Sodra mens al hierdie eienskappe in Jesus se handel en wandel raak sien, kom die praktiese gedeelte, jy moet dit naboots. Dit was Paulus se wense vir die Korintiërs. Wanneer mens die lys van 8 negatiewe eienskappe bekyk en bloot die dubbele nie verwyder, het ons 'n redelike gepaste beskrywing van hoe die Korintiese gelowiges in eie geleedere opgetree het. Jaloers, windmakerig, arrogant, onbeskof, egosentries, liggeraak en behep met ander se flaters. Paulus kies sy werkwoorde en pas met die kerk se situasie in Korinthe. Die laasgenoemde is gelees uit 'n Verlyn D. Verbrugge se kommentaar op 1 Korintiërs in die hersiene uitgawe van The Expositor's Bible Commentary Zondervan 2008 bladsy 372. Die Korintiërs was eintlik nog vreeslik onervare. Ons is ook maar so. Na Paulus se beskrywing van hoe liefde optree en nie optree nie, sluit hy hierdie afdeling af. Daarin lê hy klem op die ewige aard van opregte liefde, ten einde die beoefening daarvan by sy aanhoorders aan te wakker. Eendag sal ons nie meer nut aan profesie hê nie. Ons gaan ook net een taal, die taal van liefde praat. Feilbare menslike kennis sal met splinternuwe kennis van God vervang word, soos gelees in 1 Korintiërs 13 vers 12. Die gawes van die Gees sal slegs tot 'n einde kom wanneer hul bestaansrede ten volle uitgedien is, soos gelees in vers 10. Maar vers 8 sê vir ons, die liefde sal nooit vergaan nie. Insgelyks sal geloof met Christus se wederkoms met aanskoue vervang word, 2 Korintiërs 5 vers 7, en daardie langverwagte hoop bewaarheid word, soos gelees in Romeine 8 vers 24. Bovenal sal die liefde as 'n kenteken van ons drie-enige God se karakter bly voortbestaan. Tog sal geloof en hoop in 'n sekere sin ook vir ewig bly voortbestaan. Geloof as 'n persoonlike verlossingsbelewenis, Romeine 4 vers 3, en hoop as die begeerte daarna en verwagting op nuwe vreugdes en nuwe kennis op die nuwe aarde. Hierdie sal die verloste se ewige bestaan kenmerk. Tog sal die liefde, God se liefde, ewigdurend wees. Binnekort sal ons Here en Heiland van aangesig tot aangesig sien, gelees in 1 Korintiërs 13 vers 12. Tot tyd en wyl moet ons lewens aan die volgende 3 vorms van deugde gekenmerk word: geloof, hoop en liefde. Hierdie groep van 3 verteenwoordig die volheid van die Christelike lewe wat ons deur die Heilige Gees lei. Dit is waarom die gelowiges van die vroeg-Christelike kerk dikwels daarvan melding gemaak het. Lees gerus Romeine 5 vers 1 tot 5, Galasiërs 5 vers 5 en 6, Efesiërs 1 verse 15 en 18, sowel as hoofstuk 14 vers 1 tot 5. Die liefde is egter die grootste van die 3. Dit is per slot van rekening die enigste deugde waarmee die aard en wese van God self beskryf word. 1 Johannes 4 vers 8 lees: Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is liefde. Let op die Bybelse stelling en bepeins dit. Hoe behoort ons dit reg te verstaan? Dit is iets wat ons net ten dele kan begryp. Waarom is dit nietemin sulke goeie nuus vir ons?